gee my geleentheid om net ons aanlyn gehoor te verwelkom vanoggend en mag julle die diens saam met ons geniet. Ek het die wonderlike voorreg vanoggend om vir Dr. Isak Burger en sy vrou Elisha Burger aan julle voor te stel. Dr. Isak Burger jy by my kan kom staan asseblief. En sê kom ons gee my lekker hande klap. As ek vir Isak begin julle voorstel, dan gaan ons die 10:09 deadline mis. Okay. 'n Fenominale man van die Here, 'n pa, 'n man, 'n vriend vir baie, 'n besonderse leier in Suid-Afrika en dis vir ons, Dr. Isak 'n groot voorreg om Dr. hier te hê vandag. En ek gaan vra as jy gemaklik is dat jy jou hande sal uitsteek en dan gaan ons vir hom bid. Papa Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te kan aanbid vanoggend en dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vir Dr. Isak Burger en sy vrou Elisha Burger te kan ontvang vanoggend. Here, wat 'n wonderlike instrument in die liggaam van Jesus Christus. En ons hart is vanoggend gereed en voorberei vir die woord. Dankie vir die woord wat ons vrymaak. Heilige Gees, dankie dat U hier is en dankie dat U ook met ons deur hierdie oggend gaan praat oor die woord wat op sy hart is. Ons kom seën hom, ons spreek die keer van U seëning oor hom en sy gesin, sy familie uit en ons ontvang hom vanoggend as 'n familie in Jesus naam. Amen. Baie dankie Eckhart en goeiemôre aan die familie van die Here. My mense, God se mense, deel van dieselfde hemelse gesin. Is 'n voorreg om hier te wees en sommer van die instrapslag af te ervaar die dinamika, die energie wat in die gemeente is. En ek beskou dit regtig as 'n voorreg. Dis die eerste keer dat ek die geleentheid het en ek dank die Here daarvoor. Net vlugtig voor ek die woord gaan bedien wat op my hart is vanmôre. Elke Sondagoggend stuur ek 'n kort video boodskapie uit na baie duisende mense wat op YouTube, op my Facebook bladsy kyk, maar ook as 'n WhatsApp. En as jy graag die boodskapie wil ontvang en onthou dis nie 'n plaasvervanger vir die erediens nie, dis net so ekstra geestelike happie, so 'n bietjie ekstra proteïene vir die week. Kan jy net jou naam en van WhatsApp na die nommer wat nou op die skerm is. Jy het gou wil afskryf of afneem. Ek het gevra dat hom net direk na die diens weer op die skerm sal sit. Al wat jy doen, WhatsApp net jou naam en van. Daar's geen strings attached nie, geen geld word gevra nie, niks nie. Dit gaan vir jou 'n groot seën wees. As ek sê, is net so tussen 3 en 4 minute lank. En ek weet dit gaan vir jou soos vir baie ander mense 'n groot seën wees. Dan by die uitgangsportaal of ingangsportaal is daar by die toonbank 'n klompie van my boeke. Ek gaan nie in detail daarop in nie. Boek wat in hierdie dae vir soveel mense soveel beteken, seisoene, storms en woestyne. Verstaan die swaar kry tye in jou lewe. Boek wat vir my na in die hart is, as jy ooit gewonder het of bonatuurlike, wetenskaplik onweerlegbare wonderwerke plaasvind. Hierdie boek handel oor die God se wonderbaarlike genesingskrag. So 10 of 11 wetenskaplik onweerlegbare wonderwerke wat ek self betrokke by was of mense wat naby is in ons eie gesin, my dogter wat aan erge fibromialgie gely het vir oor die 20 jaar wat die Here in 'n oomlikse tyd genees het. Soek 'n hoofstuk oor 'n lang hoofstuk oor geloof en die wetenskap. So hierdie boek gaan jou geloof ontsaglik versterk. 'n Onderwerp wat in ons tyd al hoe meer ter sprake kom, is die kwessie van die geesteswêreld. Okkultisme leef op, satanisme onbeskroomd. Hierdie boek praat oor God as gees, demone, engele, jou gees, die geesteswêreld. En dan laastens, die jongste boek wat uitgekom het is Veilig in sy hand. Dit is 'n harde band, 365 dagstukke vir 'n jaar. Hy's nie aan 'n datum of 'n tyd gekoppel nie. Jy kan hom enige tyd begin lees. 'n boek wat vir jou vir 'n lang tyd, elke dag, 'n stukkie pitkos gaan gee vir die dag wat voor lê. Dis agter beskikbaar. Ek en my vrou sal self daar wees en daar is ook kaartfasiliteite beskikbaar. Nou, die woord wat ek vanmôre vir julle wil bring is vir my baie spesiaal. Ek wil met julle praat oor die tema die dag tussenin. Paasfees is hierdie jaar laat in ons kalender. Nie volgens die Joodse kalender nie. Volgende naweek wat die afkondigings gehoor het, is daar 'n spesiale diens Goeie Vrydag. Ek dink feitelik alle kerke hou 'n Goeie Vrydagdiens. Dis die belangrikste datum in die kerklike kalender. En Sondagmôre die opstandingsdiens.
Maar baie min kerke, veral in die nie-Romeinse en nie-ortodokse tradisie, hou enige kerkdiens op Saterdag nie. Dood eenvoudig omdat die Bybel amper niks sê oor die Sabbat, die Saterdag, tussen Goeie Vrydag en Sondag nie. Die Oosterse kerk noem dit Heilige Saterdag, Ooster-ortodokse kerke, Heilige Saterdag. Ander praat van as Stil Saterdag. Oor Vrydag, die Goeie Vrydag, wat aanvanklik voor die Sondag 'n slegte Vrydag was, en oor Opstanding Sondag praat die Bybel baie. Dis seker die 2 dae waaroor die meeste geskryf is in die geskiedenis. Daar is baie om te sê daaroor. Die naweek wat die wêreld verander het. Maar ek wil graag vanmôre met julle praat oor die komende Saterdag. Eerskomende Saterdag. Stil Saterdag. En ek noem dit die dag tussen. En ek wil graag net die 2 gedeeltes vlugtig lees, waarin die woord, of waarna verwys word, na eerskomende Saterdag. Waarskynlik onbenullig, maar kom ons lees dit eerstens in Lukas 23 vers 54 tot 56. Vertel ons van wat Jesus se volgelinge, onder andere die vrou wat hom uit Galilea gevolg het, wat hulle daardie Sabbat gedoen het. Daar staan, en dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat sou aanbreek. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê is. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. So dis die een verwysing na die Sabbat tussen die Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag, dat hulle gerus het. Dit was 'n verpligte rus op die Sabbatdag, soos wat die Joodse wet bepaal het. Nou ek kan aanvaar dat die donderdagnag, eerskomende donderdagnacht. Donderdag aand was Jesus in Getsemane. Sy gevange geneem daardie aand. Daardie nag het die verhoor plaasgevind voor die Sanhedrin. Vroeg die volgende oggend, die Vrydagoggend, sy verhoor deur Pilatus. Ek veronderstel dat daardie Saterdagnag nie een van sy disippels, ook die Judas, geslaap het nie. Toe hy daarna het hy in Getsemane gevange geneem is nie. Ek veronderstel dat die Vrydagnag, nadat Jesus gesterf het, 3 uur aan die kruis van Golgotha, eerskomende Vrydag, dat daardie nag, Vrydagnag, sy disippels ook nie veel geslaap het nie. Maar die Bybel sê op die Sabbatdag het hulle 'n verpligte rus gehad. Hulle moes rus, die wet het dit bepaal. Dit was 'n dag wat voorgeskryf was dat almal moes rus. Ek het net gewonder, hoe rus 'n mens as die een wat jy geglo die Messias is, aan wie jy 3,5 jaar verbind was, wat jy gevolg het, doodkoud in 'n graf lê. Hoe rus jy? Partykeer word ons ook deur die dokter voorgestel jy moet rus. Partykeer is dit moeilik om te rus, as die las van swaar kry en stryd en onbeantwoorde vrae op jou rus. Maar daar's 'n ander verwysing na daardie Sabbat, eerskomende Saterdag. En dis nie 'n verwysing na Jesus se volgelinge, maar na Jesus se haters, sy vervolgers, die owerpriesters en fariseërs. Hulle was ook veronderstel om te rus, want hulle was die leiers van die volk. Maar hulle was met iets onderduims besig op die Sabbat, eerskomende Saterdag. En daarvan lees ons in Matteus 27 vanaf vers 62 tot 66. Hy sê die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, dis nou die verwysing na Jesus, toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry. Gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En het gegaan in die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Vriende, hierdie 2 verwysings is die enigste 2 verwysings na die Saterdag tussen Vrydag en Sondag. Die disippels en sy volgelinge wat 'n verpligte rus moes hê, en die fariseërs wat saamgesweer het met Pilatus om die graf van Jesus te verseker. Saterdag komende,
2000 jaar gelede, het Jesus se lijk koud en leweloos in Josef van Arimatea se rotsgraf gelê. Ek aanvaar dat daardie Saterdag Jerusalem stil was. Ekstra stil. Verder word daar niks van hierdie Sabbat gesê nie. Dis die dag waaroor byna niks geskryf is nie. Dis die dag waarop daar oënskynlik niks gebeur het nie. Dis Saterdag. Dis stil Saterdag. Die bloeddorstigheid en die hysterie van die vorige dag, Vrydag, is verby. Jesus is dood. En die Vrydagse gebeure het 'n donker skaduwee oor alles gewerp. Ook oor sy disippels en die vrou wat hom gevolg het. 'n Somber dag, daardie Saterdag. Want Vrydagse gebeure het alles gedemp. Waarom was daar 'n dag tussen sy sterwe en sy opstanding? Wat het sy disippels daardie Saterdag gedoen? Ek kan my net indink menslik. Ek aanvaar, hulle was waarskynlik stil. Matteus, of liewer Markus 16 vers 10 sê, hulle het getreur en geween. Dis hoe Maria Magdalena hulle aangetref het, vroeg die Sondagmôre. Hulle het getreur en geween. Hulle het sekerlik daardie Saterdag teruggedink en onthou. Dis wat mense sou doen. Daar was soveel om oor te dink. Soveel dinge om te herroep. Dinge wat Jesus gesê het, wat hy geleer het, wat hy gedoen het. Hulle sou terugdink aan al die mense wat hy aangeraak het. Mense wat hy genees het. Hulle sou ook terugdink aan die drome wat hulle gekoester het. Die ideale, die toekomsverwagting wat hulle gehad het rondom Jesus. Maar nou is dit Saterdag. Wat het van al hulle drome oorgebly? Net 'n koue lijk. Miskien het hulle vir mekaar gefluister. Wat het verkeerd geloop? Wat het gebeur? Waarskynlik het hulle geworstel met hulle onvervulde verwagtinge wat hulle rondom Jesus gekoester het. Die amper onuitspreekbare gedagte het hulle waarskynlik getuister. Jesus het geval. Sy sending was 'n mislukking. Wat beteken 'n dooie Messias? Hulle sou dink aan sy vernielde, bebloede, vernederde liggaam aan die kruis. Aan 'n lewelose, verstyfde, koue lijk wat nou in doeke toegedraai in 'n rotsgraf gelê het. Hulle sou dalk gedink het aan Jesus se woorde nie lank gelede nie. Daar in Johannes 14 vers 9, toe hy gesê het, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Is dit hoe God lyk? Is God nou dood? Of het die mense dalk nie sy boodskap verstaan nie? Hoe is dit moontlik dat die menigte in 'n paar dae se tyd teen hom gedraai het van uitroep Hosanna, Hosanna, tot kruisig hom, kruisig hom. Hulle het teen hom gedraai. Het hulle wat sy disippels was, dalk sy invloed oorskat. Stil Saterdag. Wat het verskillende mense op daardie Saterdag gevoel, gedink, geglo? Ek het verwys na die Fariseërs en skrifgeleerdes, wat desperate poging aangewend om seker te maak sy lijk word nie gesteel nie. Hoe voel sy volgelinge? Ons kry 'n idee in Lukas 24 vers 17 van twee van sy volgelinge wat die Sondag na die stil Saterdag op pad is terug na Emmaus toe. Jesus was vir hulle nog dood, sy lijk gesteel. En toe Jesus anoniem by hulle aansluit en vir hulle vra, hoekom is julle so bedroef? Toe sê hulle, ons het so gehoop dat hy sou wees wat ons sou verlos. Nou is al die 3de dag. Hulle hoop was dood. Hulle verwagtinge het gesneuwel. Hoe voel 'n ma as haar seun so wreed en onskuldig tereggestel is? Hoe het Maria gevoel? Die digteres Elisabeth Eybers
het iets daarvan vasgevang in haar pragtige gedig van haar oor Maria. Die gedig lui so het sê, toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan. Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Ek kan vir julle met taamlike oortuiging sê, daar was waarskynlik nie 'n enkele mens wat daardie Saterdag presies verstaan het wat gebeur het nie. Daardie Saterdag was daar die een dag in die geskiedenis wat niemand geglo het dat Jesus weer sou leef nie. Nie eers sy naaste disipel Johannes het gedink Jesus sou weer leef nie. Dit was die dag waar hoop oënskynlik gesneeuw het. Daardie Saterdag is die vorige dag Vrydag nog nie aan gedink as goeie Vrydag nie. Vir sy volgelinge was daardie Saterdag by retrospeksie die Vrydag slegte Vrydag, donker Vrydag, smartlike Vrydag. Dit sou eers na die volgende dag, die Sondag wees, toe hulle die boodskap van sy opstanding na hulle toe kom en aan hulle verskyn, dat slegte Vrydag in goeie Vrydag verander het. Vrydag is die check vir al ons sondes en skuld uitgeskrywe. Die Saterdag het daardie check onverhandeld op die hemelse toonbank gelê. Daardie check is eers die Sondag onderteken en het van krag geword met sy opstanding. Maar die vraag kom by my op, waarom Saterdag? Kon God hom nie maar die Vrydag opgewek het nie? Ek het daaroor gedink. Sou dit nie dramaties gewees het, nadat die soldaat hom in die spies in die sy gesteek het, en hy dit bloed en water gekom het, sy kop gehang het, hy nie asem gehaal het nie, en hom van die kruis afgehaal het, daar uitgestrek het, om toe te draai met doeke, en God hom daar voor die oë van die skare opgewek het, sou dit nie geweldig dramaties gewees het. Waarom 'n Saterdag? Kon God nie maar sy volgelinge hulle pyn en vrae en verwarring verkort het nie? Waarom hierdie lang dag van stilte, van vrae en onsekerheid? Waarom hierdie dag van oënskynlik niks gebeur tussen sterwe en opstanding nie? In 'n baie, baie reële sin, letterlik en figuurlik, lê Saterdag in die hart, in die middel van Paasnaweek. Saterdag is die dag na Goeie Vrydag en die dag voor Opstanding Sondag. God se grootste storie was 'n 3-dag storie. Het daar regtig niks gebeur op die Saterdag nie? Nee, daar het iets gebeur. Stilte. Die probleem is stilte verwar ons. Ons weet nie altyd wat om met stilte te maak nie. Ons interpreteer stilte dikwels as God is afwesig. En God moet tog net nie stil bly nie. Daar het iets gebeur, stilte. Ek wil kortliks hierdie stil Saterdag in ons lewens toepas. En as ek nou verder verwys na Vrydag of Saterdag of Sondag, sal jy verstaan, ek verwys nie na 'n spesifieke dag van die week nie, ek verwys na 'n tydperk, 'n gebeure. Dit wat in ons lewe gebeur het, positief of negatief. Baie van ons, trouwens ek dink almal van ons wat hier sit vanmôre, ken so 'n spreekwoordelike Vrydag. 'n Dag, 'n tyd in ons lewe. Dalk is, nie dalk nie, definitief, is daar sommige wat hier sit vanmôre wat 'n Vrydag beleef. 'n Dag van stryd, van worsteling, van smart, van ons eie Getsemanis, ons eie donker Vrydag. Daardie Vrydag, daardie tye in ons lewe waar niks oënskynlik sin maak nie. Waar ons vyande oënskynlik die oorhand kry en dit lyk of die bose triomfeer. Jy het gebid, jy het gesmeek, maar daar kom geen antwoord nie. Jy is nou na die fase, daardie periode, daardie Saterdag, waar dit net stil is. Waar is God?
Jy weet, daar is iets soos 'n salige stilte. Maar daar is ook iets soos 'n pynlike stilte. Wanneer God oënskynlik nie luister nie antwoord nie, waar niks gebeur nie. Saterdag. Ons ken daardie soort Saterdag. Saterdag is die dag waarop jy voel, jy het te vergeefs gehoop, jy het te vergeefs gebid, jy het te vergeefs geglo, jou droom is dood, jou ideaal is dood, soos Jesus koud in die graf gelê het. Dis dood, dis begrawe. Jy staan op in die oggend, dis Saterdag, en jy weet nie waarheen nou nie. Hoe nou nie? Jy gaan maar net aan. Jy bestaan net. Die sin van die lewe is weg. Die bodem van jou lewe is verwyder. Dis donker. Die hemel is stil. Jy het gebid, maar daar kom geen antwoord nie. Dis Saterdag. Daardie vreemde, onverstaanbare periodes, tye in ons lewe. Tussen Vrydag en Sondag. Tussen sterwe en opstanding. Tussen dood en lewe. Tussen krisis en deurbraak. Tussen wanhoop en vreugde. Tussen verwarring en duidelikheid. Tussen slegte nuus en goeie nuus. Tussen donkerheid en lig. Daardie dae wanneer jy ook voel om uit te roep soos Jesus in Getsemane, my God, waarom het U my verlaat? Wat doen jy op sulke Saterdag? Daar's 'n paar dinge wat mense doen. Jy kan wanhoop. Jy kan opgee. Jy kan tot die radikale punt kom wat jy 'n einde aan alles maak. Ek dink die meeste mense wat selfdood pleeg, soms ook gelowiges, doen dit op donker Saterdag, stil Saterdag, tussen Vrydag en Sondag. Hulle het nie lank genoeg gewag vir die Sondag om aan te breek nie. Sommige probeer hulle stil Saterdag, hulle donker Saterdag, vir al ander mense Saterdag, probeer hulle die antwoord gee deur flou, vlak, goedkoop teologiese oplossings. En hoe ouer ek word, hoe meer het ek 'n broertjie dood aan mense wat, wanneer ander mense in 'n krisis verkeer, kanker, kindjie wat gesterf het, vrou, 'n man wat dood is, onverstaanbare teëspoed wat hulle getref het, kom met allerlei goedkoop teologiese pleistertjies en verklarings. As tye wat ons maar liewer moet stil bly, saam wees, saam bid, saam lei. Want dis hoe party mense dit oplos. Ag, moenie huil nie. God het die mooiste blommetjie in jou tuin kom pluk vir sy blomtuin in die hemel. Fluffy antwoorde, spookasem antwoorde. Party mense doen dit op Saterdag, stil Saterdag. Of jy kan wag, kla en vertrou. Doen liewerste dit. Kla liewerste. Vertrou liewerste soos wat Dawid gekla en Job gekla het. Of jy kan die psalms gaan lees. En uitvind dat 'n groot deel, ek is tans weer besig met die psalms vir die hoeveelste keer in my lewe. 'n Groot deel van Dawid se psalms is Saterdag psalms. Is psalms wat hy geskryf het in die donker tye van sy lewe. Waar hy kla by die Here en sê, waarom wag U, Here? Waarom is U so stil? Wanneer antwoord U? Maar ek moet ook sê, by al Dawid se Saterdag psalms, kan jy maar altyd na die laaste versie gaan, die laaste versie van daardie hoofstuk gaan kyk, van daai psalm gaan kyk. Dit eindig as 'n reël met 'n geloofsbelydenis te midde van sy stikkendheid, sy bangheid, sy gevoel van Godverlatenheid. Onthou net, vriende, dis wat ek van ons streef vanmôre. Saterdag is nie die einde van die naweek nie. Daar kom ook 'n Sondag. Wanneer waaroms daarom sal word. Wanneer vraagtekens uitroeptekens sal word. Wanneer lig die donker sal verdryf. Wanneer trane in gejubel sal verander. Wanneer die stilte verby sal wees. Wanneer die deurbraak kom. Wanneer die wolke verdwyn en die son weer sal skyn.
Wanneer die hemel weer oop sal gaan, wanneer die storm verby is, wanneer jy weer God se stem sal hoor, wanneer jou verwagtinge en jou versigtinge beantwoord sal word, wanneer heerlikheid gebrokenheid sal vervang, wanneer die dag verby sal wees, wanneer jy soos 1 Korintiërs 13 vers 12 in 'n spieël, deur 'n spieël en 'n raaisel kyk, wanneer jy van heerlikheid aangesig tot aangesig sal sien. Hoeveel keer het so 'n Sondag nie al in jou lewe aangebreek nie? Wanneer jy kon terugkyk en sê, gister het ek nie verstaan nie, toe het ek nie verstaan nie, maar nou verstaan ek. God het my nie begewe en my nie verlaat nie. En net terloops Eckhart, die woordjie wat jy gebring het aan die begin, was dit vir my 'n klein bevestigingkie. Jou kindertjies wat gedink het pa is weg, waar het ons vergeet? Sondag is die dag wanneer jy besef, God het my nie alleen gelaat nie. God het my nie verlaat nie. Maar ek moet ook sê, in alle eerlikheid en billikheid, daar is gevalle waar hierdie figuurlike Sondag eers na die dood aanbreek. Daar's kankers wat nie gaan genees voor die sterfdag nie. Daar's leed wat nie ophou nie. Jou kindjie, jou geliefde wat gesterf het, gaan nie terugkeer voor jy sterwe nie. Eers daarna. Hebreërs 11 vers 13 sê hierdie woorde van die geloofshelde. Hoor bietjie. Hy sê in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het die verte het gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Vir my, seker een van die mooiste tekste, kosbaarste verse in die Bybel, is Openbaring 21 vers 4, wat vertel van die groot Sondag wat sal aanbreek, waar daar staan, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Sondag breek nie altyd in elke opsig vir ons aan op hierdie aarde nie. Daar's van jou leed, jou hartseer, jou pynlike herinneringe, wat met jou tot by jou sterwe, met jou sal saam wees, ergens in jou geheue. Die volmaakte Sondag, die dood en dit die lewe daarna, gaan vir elkeen, elke gelowige, volmaakte genesing bring. Bevryding en rus sal eers vir sommiges in die hemel aanbreek. En in hierdie sin is die hemel die ewige Sondag, wanneer Saterdag vir altyd verby sal wees. In jou situasie en in jou probleem, terwyl jy sit vanmôre, het Sondag miskien nog nie aangebreek nie. Hier is mense wat hier sit, miskien meer as ons besef, wat vandag die dag tussenin belewe. Vir jou is dit Saterdag. Stil Saterdag. Maar ek wil dit herhaal. Saterdag is nie die einde van God se storie nie. Saterdag is nie die einde van die naweek nie. Glo in hom wat slegte Vrydag goeie Vrydag gemaak het. Glo in hom wat Sondag die graf, die dood en die hel oorwin het. Dis dalk nog Vrydag. Dis dalk nog Saterdag. Maar Sondag kom nog. Die volle evangelie sluit die hele naweek in. Ook die Saterdag. En dat ek dit net hier te loof sê, dis al 'n klompie jare wat ons te maak het wêreldwyd met 'n ekstreme voorspoedsteologie. En by jou voorspoedpredikers, hulle praat nie oor Saterdag nie. Saterdag bestaan nie in hulle verlossingsplan nie. Hulle kan dit nie verstaan en verklaar, dat daar tye is wat jy alles doen wat hulle voorskryf, en elke regte teks in die Bybel quoteer, en jy bly nog siek nie. Jou probleem word nie onmiddellik opgelos nie. Maar die hele storie, vriende, van die lewe op aarde, ons aardse lewe, bevat ook hierdie Saterdag. Ek herhaal, dis eers in die hemel, wat jy die ewige Sondag sal belewe. Ek het eenmal 'n inskripsie gelees, wat op 'n
een van Hitler se strafkampe se selmure geskryf is waar Christene saam met die Jode aangehou is. En vir my, ek noem dit vir my die Saterdag inskripsie. En dit is in Engels vertaal. Ergens voordat hierdie man of vrou dalk na die gaskamers geneem is, het hy in die betonmuur ingegriffel die volgende woorde: I believe in the sun, even when it's not shining. I believe in love, even when I feel it not. I believe in God, even when he is silent. Die prediker Dr. S.M. Lotteridge het 'n besondere preek gepreek, en ek kan dit gerus gaan Google, met die titel It is Friday, but Sunday is coming. It is Saturday, but Sunday is coming. En ek wil vir jou wat hier sit, wat dalk nou midde in jou eie Saterdag is. Jy wonder oor gister, oor die gebeure. Hoe kom dit gebeur? Hoe gaan ek dit ooit verwerk? Hoe gaan ek ooit daardeur kom? En boonop alles is die hemel stil. Jy verstaan nie. Jy is verwar. Gaan lees maar Dawid se Saterdag Psalms. En nou moet Saterdag is nie die einde van die naweek nie. Kom ons buig 'n paar en kom ons hoofd in gebed. Dis Saterdag. Ek wonder wie sit vanmôre in hierdie gehoor. Wat kan sê as ek eerlik voor God moet wees. Ek is ook op so 'n tyd in my lewe, 'n Saterdag tyd. Die oorwinning het nog nie deurgebreek nie. Ek sê dit bewend. Ek sê dit hakkelend. Ek sê dit moeilik, maar ek sê dit met 'n gebroke geloof. Ek glo in God. Ek glo hy's daar. Ek glo hy het my nie vergeet nie. Maar die realiteit is, vir my is dit Saterdag. Vir jou wil ek sê, jy kan maar moed hou. Sondag kom verseker. So seker as wat die dood Jesus nie kon vashou in die graf nie. So seker sal die son vir jou weer opkom. So seker kan jy wees, God het jou nie verlaat nie. Hy's naby aan almal wat benoud is van hart. Baie keer nader as dat jy ooit kan besef. Al keer die stilte en die donker van Saterdag, dat jy sy hand in sy heerlikheid sien. Ek wil graag vanmôre net saam met jou 'n hoopgebed, 'n geloofgebed doen. As jy vanmôre ook moet sê, ek is op daardie dag Saterdag. Terwyl elke oog gesluit is, as jy wil sê, God het met my gepraat, steek dit vir 'n oomblik jou hand op, ek wil saam met jou bid. Hou dit so 'n paar omkrabo. Hou dit so 'n paar omkrabo. Here, ek sien 'n klomp hande. U sien, dank God, baie meer as net hande. U sien die mens. U sien die worsteling. U sien die pyn. U sien die afwesigheid aan antwoorde, aan oplossings, die nie verstaan. Here, so was die disippels daardie Saterdag, gewonder, gevra, is dit God? Hy lê dan styf koud in 'n graf. Maar dankie, dat u plan was 'n 3-dag plan. Here, na die krisis, na die stilte, kom die heerlikheid, die opstanding, die herstel, die opwekking. Sondag kom nog. Here, sonder om baie woorde te spreek, wil ek nou oor en saam met hierdie dierbare mense wat 'n hand opsteek. Dit sê, Here, ek glo, u het my nie vergeet nie. Al hoor ek nie, al sien ek nie, al is dit stil, al verstaan ek nie. Ek glo, Here, al is dit bewend en bang, ek glo,
Jesus het opgestaan uit die dood. Ek glo die krag van God hom opgewek uit die onmoontlike, uit die dood. Ek glo die dood kon hom nie gevange hou nie. Soos Dawid wil ek ook bely, ek glo dat God het my nie alleen gelaat nie. Ek glo God het my nie agtergelaat nie. Ek glo God het my nie vergeet nie. En ek wil bid, Here, al breek die sonlig nie in die volgende paar minute deur nie, dat hulle sal vashou aan daardie hoop wat nie beskaam nie. Jesus leef. God het my nie vergeet. Niks en niemand kan my uit sy hand uitruk nie. Ek weet, my verlosser leef, het Job na sy lang donker Saterdag uitgeroep. Ek weet, my verlosser leef. Here, laat daar die hemelse hoop, wat anders is as aardse hoop, dat hulle harte dit opvlam en warm brand. Dat hulle sal uitstap vanmôre met 'n lewende hoop, 'n hoop wat van God kom, wat deur die Heilige Gees gewerk word. Die naweek is nie verby nie. God se storie met my, God se plan met my is nie klaar nie. Die beste hou hy vir laaste, soos in Kana. Die beste wyn hou hy vir laaste. Dankie dat ek kan glo in U. Dankie dat Sondag kom. Ek eer U daarvoor. En ek wil nou bid, Here, vir elkeen wat hier sit, wat nie nodig gehad om 'n hand op te steek nie. Miskien kan baie van hulle terugdink aan 'n Saterdag in hulle lewens, of Saterdag, wat hulle ook nie hoop gehad het nie, wat hulle ook nie verstaan het nie. Maar wat intussen tyd kon uitvind, Sondag het vir my aangebreek. Nou verstaan ek. Nou maak die verlede vir my sin. Nou word slegte Vrydag vir my 'n goeie Vrydag. Ek wil bid vir hulle wat in die weke en maande en selfs jare wat voorlê, so 'n periode, so 'n fase gaan betree, dat hulle sal terugdink aan hierdie môre en sal onthou, God se storie is 'n 3-dag storie. Dit eindig nie met Saterdag nie. Dit eindig met Sondag. In Jesus naam bid ek dit. Amen. As jy vanoggend jou hand opgesteek het, dan wil ek jou verwys na ons Ek is Jesus skakel. Na 2 redes. En 1, sodat ons vir jou op jou naam kan bid. En 2, sodat ons jou kan help met die volgende stap. En in die boodskap laat my dink aan 'n skrif in Deuteronomium wat sê, dis die Here wat voor ons uitgaan. Hy sal ons nooit begewe nie, hy sal ons nooit verlaat nie. God is met ons. En mag dit vanoggend ook die openbaring in jou hart wees, dat jy sal weet dat God met jou is op die Saterdag. Ons gaan 'n offergawe gee as deel van 'n laaste lied en van aanbidding. En ek wil daai oomblik net vir julle vra om my geleentheid te gee om ons aanlyn gehoor te groet. Dankie dat julle vanoggend die diens saam met ons gedeel het en dankie dat ek kan bid dat die Heilige Gees ook die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees. Om met jou laaste gedagte deel soos wat ons gee. My seentjie verjaar vanoggend. Hy's 'n volle 8 jaar oud. En wanneer kinders verjaar is daar so afwagting. Daar's 'n tyd voor verjaarsdag waar hulle by jou kom vis oor of kry hulle iets en wat kry hulle. Ken julle dit? En partykeer is wat hulle soek en wat ons vir as ouers kan bied nie dieselfde ding nie. En partykeer is wat hulle soek en wat ons weet goed is vir hulle 2 verskillende goed. Vanoggend ons vir hom sing, kerse blaas en al die reëls breek, donuts eet, 5:30 in die oggend. Bid ons vir hom en ek besef in daai oomblik dat elke dag word hy 'n dag minder afhanklik van my. En ek en jy word elke dag meer afhanklik van die Here. En mag dit ook so wees wanneer ons vanoggend gee,
dat ons dit doen omdat ons weet dat God in beheer is, dat ons afhanklik van hom is. Amen.